nou reeds saam gebid. Ek wil u graag nooi om saam met my die woord van die Here te open. Ons gaan saam lees in Psalm hoofstuk 78 by hierdie geleentheid vanaand. Psalm hoofstuk 78. Die opskrif van hierdie Psalm, lesse uit die geskiedenis. Het is so besonder om te mag weet dat die Here ons nie in die duister laat nie. Hy gee vir ons die woord. Hy kom leer ons en rig ons. Natuurlik gedien hy hierdie vir ons in as voorbeelde, dat ons nie dieselfde foute mag maak, dat ons nie dieselfde plekke mag struikel waar die volk gestruikel het nie. En daarom mag ons leer uit die woord van die Here. En ek gaan nie al die verse in die woord van hierdie hoofstuk met u saam lees nie, jy kan dit gerus by die huis lees. Ek gaan net 'n paar verse lees daar vanaf vers 3, Psalm 78 vanaf vers 3 tot en met vers 11 gaan ek met ons saam lees. Want ons gehoor, wat ons gehoor het en wat ons van ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou, en geweier om te wandel in sy wet. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Net tot sover die woord van die Here by hierdie geleentheid. Ons gaan verwys na ander verse of ander skrif hier vanuit hierdie skrifgedeelte vanaand. Ek gaan vir u net tot daar lees. Ek wil dan graag vir die voorhou as teks van oordenking vers 5 by hierdie geleentheid. Verskoon, ek het nou daar nageslaan, ons het hom nou reeds. Vers 5 wil ek graag net vir u kom gee. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak. Ek wil met u deel by hierdie geleentheid vanaand met die tema, neem die volgende generasie by die hand. Neem die volgende generasie by die hand. Nou, ek het nou reeds vir u gesê, terwyl ek en my vrou met 'n synodale opdrag kom werk het hier in die Weskaap, gister kom deel het daar met die opleiding, die personeel op te lei en die mensies te help en te deel met die rakende die kinderbediening, was dit in my hart dat ek 'n boodskap mag voorberei ook vir rakende kinderswerk en gesinne en families, dan en natuurlik ook in hierdie tyd om te mag deel waar ons die geleentheid mag vind ook in hierdie naweek. En waarom is dit vir my belangrik wanneer ons dink aan die kinderwerk? Ons dink aan kinders, dis 'n volgende generasie. Dit is nog altyd vir my in my eie hart, saam met my vrou binne ons bediening, is dit vir ons die belangrike. Ons moet die stokkie aangee. Dit moet oorgedra word na 'n volgende generasie. Ek deel dit met respek. Gelukkig ek het dit nou nie vir een van die gemeentelede van Weskus gesê terwyl ek hier gedien het nie, maar ek het dit hier eendag in Weskus, toe ons hier gebly het, vir 'n oom gesê wat met my gepraat het. En ek het die oom sê vir my, hy was nie in ons kerk nie, so wees gemaklik, jy hoef nie te wonder wie was daai nou gewees nie. Hy was nie in die kerk nie. Kom ek stel julle gemoed gerus. Maar die oom het eendag te sê hy vir my, dominee, waar is al die jong mense en waar is al die kinders wat in die kerk moet wees? Waar is hulle? En ek sê vir hom, oom, dis nie my probleem nie. Genade. Daai oom is op sy agtervoete. Wat? Dit is jou predikant, julle is julle werk. Nee, dis nie my werk.
nie my werk nie. My verantwoordelikheid en my bekommernis is die generasie en die geslag agter my. Sê toe vir hom, oom, die generasie en die geslag wat jy na verwys, wat die sitplekke moet vol sit, dit was jou probleem. Wat het jy fout gemaak? Jy moes die stokkie aangegee het, sodat jou kinders en jou die ouderdom wat jy na verwys, was my generasie, jy het die fout gemaak. Jy het dit nie oorgegee nie. En dis die oom staan. Dan is my verantwoordelikheid om vir die volgende generasie oor te gee. En hulle toe te rus, hulle liefde hê. Nie dat die ander nie belangrik is nie, ons spreek en ons deel, ons is geroep in die bediening om te deel. Maar ons belangrikheid om te mag gee en te deel vir die volgende generasie. Jacqueline het gister daar in die opleiding het sy statistiek gegee, ek gaan nou nie die hele artikel weer met julle deel nie, sy het dit nog nie gedoen nie, alles is afgesit en alles, dit sal maandag, dinsdag aangesit word door meneer Herman, om die statistiek met die mense te deel, die artikel wat van CEF af ontvang is, wat daar gesê word 63% van die kinders wat bereik word en gered word in 'n ouderdom van 4 tot 14 waar hulle gered word. Dis die generasie vir wie ek moet oorgee en moet aanstuur en die stokkie moet gee dat hulle die evangelie mag hoor. Dis die generasie vir wie ek daardie sorg moet dra. En dan natuurlik daardie groot benoudheid van 'n groot persentasie van 82% plus wat ons moet investeer in 'n generasie en jong mense wat die evangelie moet hoor. En daarom wil ek vanaand vir u sê, liewe Weskus gemeente luisteraar, dat ons dit mag opneem om te mag sê, neem die volgende generasie by die hand. Rig hulle en lei hulle en neem hulle. Dit is God se plan. Dat die woord van God oorgedra mag word van die een na die volgende generasie. Hy dra nog altyd sorg vir sy woord. Leer my kinders dit ook, om vir hulle te sê, jy hoef nooit te stry vir God se woord nie. Jy hoef nooit in 'n woorde toes besig te wees oor God se woord nie. God stry vir sy eie woord. Maar ons moet die woord oorgee. En ons moet dit aan die volgende generasie oordra. Sodat ons mag weet dat dit die volgendes toegerus is en gereed is. En dis belangrik. Dis uiters belangrik. Nou in ons teks van oordenking natuurlik lees ons daar die twee belangrikhede. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak. En as ons nou daardie woorde luister, dan sien ons daar is die getuienis in Jakob, wat vir ons kom vasmaak, die fisiese, en dan is daar die wet gegee vir Israel, die geestelike. En hierdie opdrag is gegee aan die vaders, om oor te dra en te mag gee. So ons moet ons volgende generasie, ons kinders, moet ons kom rig in hierdie fisiese wat gegee is, dit is gegee vir jou. En dan natuurlik in die geestelike wat ingebou word en versterk word deur die woord van God, die gees van God wat ons kom rig en onderrig en ons kom lei, wat ons kom toerus, en ons moet ons kinders en ons volgende geslagte moet ons toerus in hierdie om te mag weet, dien God in volheid en in oorgawe, hê God lief in volheid en oorgawe, getuig van God en sy werk in volheid en in oorgawe, om dit te mag doen tot sy naam en tot sy eer. En die Here sê natuurlik dan daarin, in vers 5, dit het hy aan die vaders beveel. Dis 'n bevel wat hy gegee het, en dat ons dit aan ons kinders mag bekend maak. Nou liewe vriende, Dr. Adam Clark herinner ons dat in hierdie psalm wat ons lees hier, in hierdie eerste paar verse net, dat hierdie gedeelte, terwyl ons dit lees en ons stil daardeur beweeg, en ons sien, hier word nie met minder as 5 generasies gedeel. Hier word nie met minder as 5 generasies word die waarheid en die evangelie oorgedra van die een na die ander, om dit te mag gee en dit vas te maak. En dit is die kosbare, waarmee ons mag besig wees om te mag weet, maak nie saak hoe ver ek in my jare gevorder is nie, maak nie saak wie ek is in my agtergrond, of van waar ek kom, of hoe skaam ek is, of hoe ek nie my tong kan keer nie, maak nie saak nie. Ek moet besig wees om die evangelie te verkondig, en ek moet dit aan die volgende generasie oordra. Nie om hulle te oordeel
ag, kyk nou weer met watter dinge is jou kinders besig. Nee, ek moet dit oordra, dat hulle God sal lief kry, dat hulle hom sal lief hê, en dat dit sal koester en in die hart inpalm, dat ons die Here daarvoor mag vertrou. Nou God kom seën nie net een generasie vir sy eie voordeel, vir sy eie voorregte nie, ons moet dit vasmaak. Ons wys so dikwels terug en ons sê maar, die Here het so gewerk in daardie tyd. En in daardie generasie was die Here so teenwoordig en ons kan so dikwels wys daarna. Maar ons moet so versigtig wees dat God seën nie net in een generasie nie. Hy seën in een generasie sodat daar 'n volgende en 'n volgende, ons kan gaan kyk deur die geskiedenis heen dat daar 'n goue draad deurgetrek mag word, hoe die Here die generasie na die volgende generasie, na die volgende generasie kom seën. Deur 'n werk wat hy daar gedoen het en gewerk het. Laat ons dit mag vashou, want God het 'n ewigheidsplan met elke een van ons en met 'n generasie wat mag volg na ons. Ons gaan nie baie tyd daaraan spandeer nie, liewe vriende, maar reg deur die woord kan ons sien hoe die Here hierdie generasies kom seën, die een na die volgende, om uiteindelik God se plan binne sy volk te kon uitvoer. Ek ken die verhale, ek gaan nie daarna verwys vanaand nie. Wat vir ons baie duidelik uitstaan in hierdie paar verse is dat dit God se wil is, dat ons mag weet, die opdrag is vanaand aan die ouers gegee. Die opdrag is vanaand aan elkeen van ek en u kom gee, dat ons die woord van God mag uitdra, dat ons die woord van God sal oordra, om die diep verborge skatte in God se woord nie vir myself te hou, of te mag gryp net vir my eie win en vir my eie voordeel nie, maar om dit oor te dra en uit te stort vir 'n volgende generasie. Of ek kinders het, of my kinders groot is, of hulle getroud is, of ek hulle nie baie sien nie, maak nie saak nie. Waar jy nou dien, is daar 'n volgende generasie. Waar jy woon, is daar 'n volgende generasie. Ons het nie lang terug net ons 'n kinderdiens daar in Rustenburg gehad, en die tema was my so treffend, ek het eintlik so gegiggel toe ek dit sien. Die gedagte van die ding wat in jou straat is, maar dan word nie van hom gepraat nie. Wie is dit? Dis daai ou seentjie wat met sy fiets op en af ry, en daar jou dogtertjie wat agter hom aanskree oor haar babies wat se hare deurmekaar is. Ek is nou nie seker vandag die babies nie, is nou selfone. Maar die kind wat nie gesien moet word nie. Wat gesien word, maar nie gehoor moet word nie. Maak nie saak wie en waar ek vanaand is nie. Daar is 'n generasie rondom my, aan wie ek aan die hand moet vat en saamneem. En die besondere, kom ons dink maar as ons ouer word, en ons is ouer in ons gevorderde jare, om te mag weet, daar is iemand wat ek aan die hand geneem het, daar by my huis, of daar by my woonplek, of daar binne my gemeente, wat ek aan die hand vat, en ek lei daar die een, om so 'n indruk, 'n nalatenskap te mag los, dat die dag wanneer ek nie daar is nie, weet ek daar die een gaan voortgaan. Want die werk van God moet voortgaan. Maak dit jou uitdaging, liewe luisteraar, vriende. As ons dalk vanaand hier mag wees en sê, nee, dit raak my nie, dit raak jou. Daar's 'n generasie, daar is mense wat in die hand gevat moet word, en onderrig moet word, om te mag volstaan as jy nie meer hier is nie. Liewe ouers, ons primêre, ons eerste rigting ons is die eerste rigting aanwyser vir ons mense, vir ons familie, vir ons kinders binne in ons huis. En waar hierdie toue nie styf getrek word nie, kom ons sê dit maar so, waar die pap op die grond val nie, dan het ek moeilikheid. Dis wanneer ons begin agterkom, wat gaan aan met my kinders? Wat gaan aan in my huis? Waar is my kinders? Watse dinge word toegelaat? Watter dinge is besig om te gebeur? En dit is daardie verantwoordelikheid wat ek moet opneem as pa, as ouers binne in die huis, om te mag sê, ek het 'n God gegeewe verantwoordelikheid om my kinders te onderrig uit God se woord, om die volgende generasie te mag neem en by die hand te mag neem, toe te rus dat hulle God sal lief hê, nie net kerkgangers sal wees nie. God
sal lief hê, dat ek daardie werk mag neem. Ek wil vir u sê, liewe vriende, as u nie daardie God gegewe verantwoordelikheid nakom, as mammas, as paas, as priesters, as ons nie die God gegewe werk nakom, om die volgende generasie by die hand te neem, te onderrig uit die woord, te lei om God lief te hê, wil ek vanaand vir u sê, luister baie mooi, kan geen mens kompenseer vir daardie verlies. Geen mens kan kompenseer vir waar jy nie dit opgetel het nie. Dit is so maklik om te sê, die sondagskool. Daar's nie meer 'n ACSV by die skool nie. Daar's nie meer 'n Bybelklas by die skool nie. Ag, wat in ons dae. Ons kan so maklik daarna verwys. Maar God het 'n Godgegewe opdrag vir ons gegee om ons kinders te onderrig. Om die volgende generasie in ons kerk op te tel en op te rig en te mag sê, maar kom ons leer hierdie generasie om God lief te hê. Kom ons leer hierdie generasie, hy het 'n plek, hy behoort in die huis van die Here. Om dan te mag weet, waar ons as kerk hulle faal, die volgende generasie, liewe vriende, kan daar nie gekompenseer word daarvoor nie. Dis weg. Dis weg. Niemand kan opmaak vir verlore tyd en vir verlore werk en vir dit wat ons nalat nie. Ons lees in die woord van God waar Paulus verwys na Timoteus as 'n jong man wat op hierdie wyse in die skrif geonderlê is en vasgemaak is. Dis 'n baie spesiale plek, wil ek vanaand vir u sê, wat God aan 'n man, 'n vrou, aan 'n ma en 'n pa kom gee om vir hulle kinders die woord van God te mag leer, om dit in die hart vas te lê, om dit hulle eie te maak. Ek wil, kom ek sê eerder, ek moet vanaand vir julle die vraag vra. Wil jy werklik so 'n besonderse opdrag wat God vir jou gee laat verbygaan? Wil jy werklik so 'n besonderse opdrag wat God vir jou kom gee? Ek gaan myself as 'n voorbeeld stel. Wil ek en Jacqueline so 'n besonderse voorreg wat God vir ons gee om vir Johanay en vir Jannika in die wil en in die wee van God groot te maak, te onderrig en te onderlê in die woord van God, wil ons so 'n God gegewe voorreg laat verbygaan, dit nie aangryp nie. Nee, ons moet dit aangryp, ons moet besig wees en Here, as ek te laat is, help my. As dit te laat is, Here, gee vir my genade om in my kinders in te werk, in die volgende generasie, in die kerk en in die gemeente in te werk. Gee dit vir my. Help vir my. Moenie dat dit by jou verby, deur jou hande laat glip nie. Kerkraad, gemeente, oomstannies, moenie dat die volgende generasie in Veldrif deur jou vingers laat gly nie. Ons praat oor sommer weier, nie net in ons eie huise nie. Ek wil vanaand vra, mamas, papas, gemeente, is jy vanaand gewillig, dalk op 'n plek om te sê, ag nee, wat, daar's nie hoop nie. Is jy gewillig om vanaand, ek het dit baie van die kans al af gesê, dis sal ek onthou. Is jy vanaand gewillig om op 'n plek te wees en sê, ag ek sit op my lazy boy en ek skop my skoene uit. Toe ek nog in die gemeente was 'n 7de laan se omnibus mos in kerktyd Sondag aan. So lekker nie. Skop ons voete uit. Dat die volgende generasie maar sukkel. Ons kyk 7de laan. Nee. Is ons vanaand bereid om op 'n plek te wees en te sê, ek gee op. Nee. Kom ons staan op. Kom ons wees lief vir ons werk, wat die Here ons roep. Kom ons wees lief om toe te rus en te sê, ons mag toerus, 'n volgende generasie om op te staan, hulle toe te rus, om te mag sê, ons stuur hierdie kinders van my eie, ons stuur hierdie kinders van die gemeente, ons stuur die kinders waar die Here my in my generasie, die volgende generasie in toerus, ek stuur hulle in 'n wêreld in, volwasse manne en vroue, wat God lief het. En dis jou deel. Kom ons soek die Here. D. Davies het gesê, our parents
to have a conscience void of offense, and our hands clean, so that not a spot of the blood shall remain upon us. Dat ek nie op 'n plek vanaand sal wees om te mag sê, Here, help ons, dat ons harte nooit daarin ons sal oordeel, dat selfs net 'n spot, net 'n druppel, net 'n deel van my kinders of die volgende generasie se bloed op my hande sal wees nie. Wat 'n geweldige om in te neem en te mag sê, Here, vertrou my. Vertrou my. Dis vir ons belangrik in hierdie paar verse, liewe vriende, om te mag sien, wat het die volk dan hier gedoen? Wat het hulle hier gedoen dat hierdie dan gedeel is, of hulle hierin onderrig moes word? En daarom kom wys God vir hulle die geestelike waardes wat in die kinders se harte en lewens gebou moet word, deur dit wat ingebou word, dit wat ons in die hand vat vir die volgende generasie. Ons bou hulle geloof, ons bou hulle karakter in die woord van God om vas te wees. Dis boublokke vir 'n volgende generasie, wat die sitplekke moet volsit wanneer ek en u nie meer daar is nie. Wat ons mag weet, Here, ek het alles gedoen, dat hulle die leidsels kan opneem. Wat het hierdie volk, wat het hierdie mense dan verkeerd gedoen? 'n Paar foute wys ek so vinnig vir u uit. Hierdie generasie wat hier gedeel word van, hulle het gerebelleer teen die Here. Al was die Here trou aan hulle. Hulle het gerebelleer. Daar in vers 8 het ons gelees, en nie word soos hulle vaders, 'n koppige en wederstrewige geslag, onvaste mense in die hart, sê die woord van die Here daar. Dit was die plek wat hulle in was. Nou wil ons vanaand sê, ag nee, dominee, ek rebelleer mos nou nooit nie. Wat? Ons vind onsself dikwels op 'n plek, dan vra ons, waarom nou alweer hierdie? Wat is dit nou dat hierdie stryd nou alweer moet verbykom? En ons rebelleer teen die Here, ons rebelleer teen die kerk, ons rebelleer teen die dominee, ons rebelleer teen die kerkraad, ons rebelleer teen die ou sussie langs my, of hoe ook al, my ou man of my vrou. En ons is op 'n plek dat ons mag sê, waarom nou weer hierdie? Wat gebeur? Volgende generasie, hulle het ore. Dit is soos my Janika kind is, ons sê altyd, het jy jou satellietskottels aan. Hulle het ore, hulle hoor al hierdie dinge, waar ons rebelleer. Wat vanaand vir die sê, is jy willens en wetens besig dalk om teen God op te tree, ongehoorsaam te wees, nie ag te gee aan sy woord nie. Dis rebellie teen God. Hulle het ook wonders van God het hulle vergeet, vers 11 sê, en hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Hulle het vinnig, toe dit deur die Rooi See is, het hulle vergeet wat het die Here gedoen. Hulle het vergeet dat hy die see oopgekloof het, hulle is droogvoet daardeur. Baie vinnig het hulle vergeet. Hoe vinnig het hulle in die woestyn gemurmureer oor dat hulle nie kos het nie, dat hulle nie water het nie, en al die dinge wat vergeet wat het God gedoen. Hy het uit slawerny uit vrygemaak. Maar hulle het vergeet. En wil ek vir u sê, as ons vergeet van wat die Here in ons huis doen, in ons eie huise, as ons vergeet wat die Here vir ons in ons gemeente doen, en ons kan dit nie daardie geloofstappe oordra na ons volgende generasie, en hulle kom oplig en sê, kyk wat het die Here gedoen, kyk wat het die Here vir ons gegee, gee ag op die siele wat gered is, hulle wat in die laaste paar maande by die kruis gekom het, wat se wonders het God nie gedoen, dat ons nie mag vergeet die werke van die Here. Hulle het God getoets deur eise wat hulle aan God gestel het. Daar in vers 18 lees ons, en hulle het God versoek in hulle hart deur voedsel te vra na hulle sin. Hulle was op 'n plek en wederstrewig oor dit wat die Here vir hulle gee om te eet. Hulle het gevra vir voedsel in hulle eie sin, dit wat ek wil hê. En die wete dat hulle weet God gee vir hulle weet God sodra sorg vir hulle, dat hulle daarin nie vergenoeg was. En ons leer vir 'n volgende generasie, wat God vir jou gee is nie genoeg nie. Verder, terwyl hulle hierdie toets gestel het en eise gestel het, het hulle God kom vlei. Hulle het hom probeer vlei in hierdie sake. Ons lees in vers 37, maar hulle hart het nie aan hom vasgehou nie.
Hulle was nie trou in sy verbond nie. Hulle het hom probeer vlei. Hulle het hom een ding gevra, maar hier in die hart is iets anders. Hulle het probeer voorgee, 'n masker opsit. Verskoon, onthou liewe vriende, kinders van God, jou kinders se harte is baie eerlik. Kinders se harte is baie broos. En as ons besig is om God te vlei en ons is nie eerlik voor God nie, ons is nie eerlik in ons hart teenoor die Here nie, ons kinders sien dit, hulle ervaar dit, hulle weet dit, en ons bring hulle so voor God. En daardie broosheid, stikkendheid. Hulle het aanhou verdraai of wegdraai van God af, hierdie volk en mense, selfs al het die Here vir hulle aangehou goed doen en reg doen vir hulle. Ek gaan nou dit alles lees nie, daar vers 42 tot 56, ek lig net vir die so enkeles uit. Vers 42, hulle het nie aan sy hand gedink aan die dag toe hy hulle van die teestanders verlos het nie, dink aan al hierdie goeie wat die Here vir hulle gedoen het. Hy het, vers 50, hy het 'n pad vir sy toren gebaan, vers 52, maar hy het sy volk laat wegtrek soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. Hy het hulle veilig gelei sodat hulle nie gevrees het nie. Al daardie wonders wat die Here gedoen het, en luister vers 56. En hulle het hom versoek en was wederstrewig teen God. En in hierdie oomblikke terwyl hulle met hom deel, God het al hierdie wonderlike gedoen en met hulle gedeel en vir hulle gesorg gedra, en nog het hulle omgedraai, weggedraai, wederstrewig teen God en sy werk. Hoeveel van ek en u was nie al skuldig daaraan? Is nie dalk vandag skuldig daaraan? God het tot vandag nog net sy goeie seën en sy goeie hand oor elkeen van ons wat hy uitstort. Maar nog keer ek weg. Nog keer ek weg. En ek soek hom nie vir die volgende generasie. Ons moet oorgee vir die volgende generasie wat God moet lief hê. Ons sien, ons kan nie nou net stil staan by al hierdie ou aaklige nie. Ons kyk wat se wonderlikhede die Here gedoen. Die Here kom lei hierdie volk. In die tweede waarheid, en hy kom sê vir hulle, Bybelse onderrigting is veilig en dis gewaarborg wanneer hulle gehoorsaam is aan hierdie opdrag. Bybelse onderrigting is veilig en dis gewaarborg. Vers 4 sê, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan hulle die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Waar die kind van God getrou is en gehoorsaam is om aan hierdie volgende generasie oor te dra, sal God sorg dat die onderrigting in waarheid vasgemaak word in die hart van die volgende generasie. Vers 6, kom ek lees vir die, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die volgende geslag sal dit weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Wanneer ons getrou is en gehoorsaam is om oor te gee en aan te kan ek het maar sê aan te paas, nee? Ons paas hierdie stokkie aan, hierdie aflosstokkie gee ons aan. As ons daardie werk en daardie arbeid doen, sal die Here sorg dat dit in die harte van hulle wat gebore word, gevestig word. Wat 'n kosbare belofte om aan vas te hou. Die Here gee dit vir u en my. Ons moet in ons harte vasmaak, liewe vriende, om jou kinders die kennis en die waarhede van God vas te maak. Dit moet vanaand nie vir ons wees dat ek dink ek het 'n keuse om dit uit te voer. En my keuse is in rigtings van 2. To be done or not to be done. Ek het nie vanaand 'n keuse nie. Ek kan dit nie doen tot ek nou dink, ag, dis nou genoeg. Ek gaan nou nie my kind verder lei nie. Ek gaan nou nie, jy weet nie, ek kan dit net so ver vat. Verder moet sy nou maar haar eie keuse maak. Nonsens. Ek mag haar lei en haar leer, onderrig en altyd onderweg, altyd lei. Toerus is 'n volgende generasie wat mag opstaan. Ek kan dit nie halfhartiglik doen nie. Nee, ek gaan nou nie hierdie ding doen. Ek weet nie, vandag se kinders,
Hulle maak mos nou maar so. Nee. God se woord is 'n heilige standaard. Dis 'n God-gegewe opdrag vir my en vir jou. Ja, die lewenswyse verander, tegnologie verander, daar's baie dinge, baie velde waarby ons moet aanpas. Waarby ons moet inbeweeg en waarby ons nie kan bly. In 1978 toe ek gebore is, nee. Ek kan nie daar bly nie. Ons het nodig om voort te beweeg. En die volgende generasie toe te rus en oor te gee. Maar God se standaard verander nooit. God se standaard verander nooit. Ek kan nie halfpad gaan nie. Die Here het vir ons opdrag gegee en ons moet eindtyd loop. Totdat, wanneer God jou kom haal. Tot dan mag ons besig wees. Sodat daar 'n generasie mag opstaan. Weet jy wat in die bediening is my altyd so kosbaar om te mag sien. Dis nie kosbaar om te sien mense gaan dood nie, moet dit nie so sien nie. Dis kosbaar om te sien as daar iets gebeur en 'n volgende jonger generasie of 'n jonger man of vrou moet opstaan. En hulle staan in daardie man of daardie vrou se skoene. Nou in die gemeente waar ek heiliglik dien, het ek nou al meer as een getuienis gehoor van jong mense wat in die kinderbediening in die sonnaarskool was, onder leiding van die mense wat nog in die gemeente is. Die jonges het hulle draai in die wêreld gaan maak. Hulle teruggekom, hulle dien in sleutelposte en hulle getuienis is, daai oom en tannie het 'n indruk op my lewe gemaak. Elkeen van ek en u mag 'n indruk maak vir die volgende generasie wat God moet lief hê. God se wil is dat die waarheid van God en sy woord, sy evangelie aan die kinders gegee sal word. Ek wil vanaand vir julle sê, wat baat dit die volgende generasie, liewe vriende, as hulle die wêreld het, as hulle alles het, maar hulle het God nie. Wat baat dit die volgende generasie as hulle God nie het nie? Dan wil ek sê, dan wil ek vanaand eerlik wees, daar's ruimte vir geleerdheid, daar's ruimte vir kennis, daar is ruimte vir rykdom, daar's ruimte vir alles. Maar verseker, die primêre saak waartoe elkeen van ek en u vanaand geroep is om die kinders, die volgende generasie, God se woord te onderlê. God gee ook vir ons riglyne. Hy kom sê vir ons, wanneer ons hierdie werk mag doen. Ek wil vanaand vir u vra, kan u dalk vir my sê, van wanneer af dink julle moet ons vir ons die volgende generasie, van wanneer af moet ons hulle begin leer, onderrig uit die woord uit? Van wanneer af? Sorry? Oei, die sê van kleins af, ja, van kleins af. Van kleins af. Ek het nou die dag, deel ek met voornemende katkesante, ek vra vir hulle, van wanneer af moet ons die waarheid, die evangelie aan mekaar deel en aan ander deel? Kyk so hier en weer van mekaar. Ek sê van dat jy in die moederskoot is, moet die evangelie gedeel is. En God sê dit vir ons. Deuteronomium 11 vers 18, lê dan hierdie woorde op my weg in julle hart en in julle siel en bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees. Deuteronomium 11 vers 19, en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as julle in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Jesaja 28 vers 9, vir wie wil hy dan kennis leer? En vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Luister na hierdie. Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. Van kleins af. En ons kinders dit in te skerp van kleins af. Vas te maak. Nou, liewe vriende, die Here het aan die volk hierdie waarheid geleer. Hy het vir hulle uitgelig dat hulle hierdie verantwoordelikheid gehad het om die kinders te onderrig, 'n volgende generasie toe te rus, deur die getuienis en deur die kennis, deur die woord van die Here, om 'n generasie in 'n samelewing te mag instuur wat God behaag en wat God liefhet. En God gee vir ons hierdie opdrag en dikwels
word ek self geneem na hierdie belangrikheid, en ek haak altyd vas in my eie hart by hierdie vers, Deuteronomium 4 vers 9, neem jou net in ag, en wees terdee op jou hoede, dat jy nie dinge vergeet, wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk, al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders, en jou kindskinders bekend maak, oupas, oumas, nie die verantwoordelikheid nie, jou kinders, jou kindskinders, kan nie stil bly nie. Dit neem ons al klaar terug na 2 generasies binne ons gemeente ook, wat ons verdraagsaam, liefdevol, en al God se genade moet skenk. En tog is dit wat ek en u moet opneem, hierdie opdrag, hierdie werk wat ons mag doen. Ek wil vir u net hierdie so in 'n praktiese, vir u net so vinnig illustreer. Ons noem dit nou maar die farmers story, nie? Wat ons mag aan vashou om te mag weet, dit wat in Psalm 78 vir ons onderrig word. 'n volgende geslag en 'n volgende geslag. Nou, waar is ek? Waar is ek in hierdie generasie? Nou, kom ek verduidelik vir u net so vinnig. Op die eerste een sal ons nou sien, die eerste generasie. Daar is pa. Ons sê nou maar oupa, nie? Pa. En nou daar is ons nou 'n regmerkie op sy kop. Jy sal nou, ek vind jy sit uitlig, dis 'n groot regmerkie, nie? Jy sien dit. En daardie regmerkie wys dat hy weet, hy ken, hy dra kennis van God. Die waarhede is in vasgemaak. Daar is die regmerkie by die hand. In alles wat hy doen, dat hy regverdiglik leef en God liefhet. Maar die grootste en die belangrike van alles sal jy sien, daar is die Bybel, die woord van God. Waar is die woord van God? In sy hart. Is net die woord van God daar. Hy het dit lief. Hy het God se woord en God self so lief. Dis die kern, dit is sy lewe, dis die basis van alles. Daarom dat hy dit lees en bestudeer en hy dit die kennis en dit is daar. Dit is in sy handel, in sy wandel. Langsom is sy seun, daar op die plaas waar hulle arbei. En daar draai dit alles so oor aan sy seun. Waar is die woord in sy seun se hart? Nog steeds daar. Het hy hom lief? Hy het hom lief. Het hy draai al die kennis en ken hy God? Maak hy dit sy eie? Ja, hy maak dit sy eie, nie? Is sy wandel, sy handel, is dit nog steeds God? Leef hy God in sy hele lewe uit? Ja, dis 'n ideale oordra van die volgende generasie. Wat gebeur met daardie jong seun, daardie seun van hierdie boer? Nou val papa weg. Die boer het nou 'n bietjie ouer geword. Hy het ook nou al begin harder werk. Is nie meer die jong seun in die huis nie. Hy is nou self 'n pa, nie? Hy ken nog steeds God. Jy sal nou sien die regmerkie is bo by sy hoof. By sy hand is daar nog steeds die groot regmerkie. Ja, hy doen God se woord en God se weë. Waar is die woord van God? Afgesak so 'n bietjie laer, nie? So 'n bietjie uit my maag toe. Ons sê maar is my maag toe die woord van God, nie? Het hy God se woord nog so lief dat hy nog die eerste is, dat hy nog alles is in sy lewe? Nee. Die hartjie om die woord is weg. Hy ken God se woord. Hy weet van God se woord. Maar God se woord het nie meer daai belangrike plek wat hy gehad het vroeër in sy lewe. Daar is hy, maar daar het nou ander dinge gekom. Hy het onthou, hy het nou pa se erfenis gekry en alles, en daar is nou ander dinge wat begin groter word en belangriker word binne in sy lewe. Dis nou, ons sit dit maar rondom, nie? Daar's nou die selfoon en daar's die geld en daar's nou ander dinge wat begin invloed speel. Maar hy het 'n seun. En hy is besig om sy seun ook te onderrig. Wat gee hy vir sy seun? Is die Bybel, het die Bybel nog sy regmatige plek? Waar is die Bybel? Hy vat hom nog sonnaarskool toe, hy vat hom kerk toe. Hy sê, ja, toe met die kerk sal hom, ek het hom ons gedoop, hulle gaan hom so onderrig, hulle gaan hom laat onderrig, ek het vergeet, maar hulle gaan hom daarom laat onderrig. Hy is nog in die skool, maar pa het vergeet, daar is nie meer Bybelonderrig in skool nie. So hy word nog onderrig, hy weet van die Bybel. Waar is die regmerkies? Kan jy sien die regmerkie op die kop is kleiner. So
Pa sit dalk om die tafel en ek wil dit nou nie kras teenoor iemand stel nie, maar ons was saam met iemand om 'n tafel in die week wat ons vir die eerste keer ontmoet het, daar van Robertson af en die oom bid. En toe hy bid vir die tafelgebed, toe dink ek, dit is so treffend, jy hoor dit uit die hart uit. Jy hoor dit uit die hart uit. Maar daardie seun het dalk net 'n ou rympie wat hy hoor. Daar's nie altyd meer soveel wat uit die hart uitkom. So hy is bewus van, daar's 'n regmerkie bo aan sy kop, hy weet van God, die Bybel lê op sy bedkassie, waar's die regmerkie vir sy handel, sy werk, nee? Is dit nog in sy hand? Is God nog in sy lewe, in sy hand uitvloei? Nee, dis nie meer daar nie. Wat is in sy hart? Selfoon sien ek daar van agteraf, nee, selfoon en rykdom en al hierdie dinge wat pa vir hom gee. Ja, wat is in sy hand? Nee, jongens, selfoon. WhatsApp en Twitter, wat ook al. Daar het ander dinge gekom. Pa kan vir hom meer gee. Dis nie verkeerd nie. Pa het vir hom meer gegee en pa het nie tyd in die woord en hierdie vaarhede gespandeer nie. Nou ja, jong seun word groot. Pa's nie meer daar nie. Pa het vir hom geleerdheid gegee, wat nie sleg is nie, dit is goed, altyd goed. Maar soos wat hy groter geword het die Bybel nie meer vir hom belangrik geword. God se woord en kerk en al hierdie waarhede was nie meer vir hom belangrik in sy deel nie. Hy het geleerdheid gekry, ja, baie kosbaar. Waar is God in, waar's die regmerkie? Dis nie meer in sy denke nie, dink nie meer nie. Is dit nog in sy elke dag uitvoer? Nee, is daar een kant. Ek moet iets vir God doen, maar is nie daar. Ander dinge is rondom hom, bietjie sportief en uiteindelik is daar 'n vraagteken van waar behoort ek? Waar kom alles vandaan? Al die dinge wat hy vra oor mag hê. As hy gebly het by wat oupa geleer het, sou hy alles kon antwoord. Maar hy weet nie. Natuurlik al die ander dinge wat belangrik is, groot is, en nou ja, hy het self 'n pa geword, en hy het 'n ou klein seentjie daar, en hy leer nou, al sy dinge leer hy nou in sy generasie, en dra hy oor vir die volgende generasie, vir sy seun. Hoe lyk daardie seun vir julle? Geweldig hartseer, ja. Geweldig hartseer. Daar is so, waarom is hy hartseer? Wat is in sy hart? Wat is in sy hart? 'n groot vraagteken. Where do I belong? Where do I belong? Wie is ek? Van waar kom ek? Waarheen beweeg ek? Waar is God? Hy het al hierdie vrae. En hy is hartseer. Hy het alles verder. Daar's nie eers meer, kyk nou mooi, waar is die kennis omtrent God? Is daar enige kennis omtrent God? Enige regmerkie bo aan sy kop? Is niks nie, nee. Enige iets wat hy doen vir die Here? Dis naby, maar is nie daar nie. Hy is so verwyderd van die Here. Dis nie eers deel van sy berekening. Maar iewerste, het hierdie jong seentjie van die vakansie Bybelskool uitgekom. Die evangelie is vir hierdie jong seentjie gegee. En die woord van die Here het begin groei en lewend word in hierdie jong seun se hart. En hy het opgegroei en groter geword. By natuurlik na daardie vakansie Bybelskool, wat het gebeur? Die hart is uiteindelik in generasie nommer 6. Het die woord van God teruggekom. Het dit deur pa teruggekom? Nee. Hy het iewerste by 'n maatjie gaan kuier en is genooi na vakansie Bybelskool en die evangelie gehoor. God aangeneem en dit in sy hart geberg. Hy het God lief gekry. Die woord is die enigste en die kosbaarste. Jy sien die regmerkie wat terug is by die hoof. Hy het kennis, hy dra kennis omtrent God se woord, ondersoek en deursoek. Sien jy die regmerkie in sy hand? Hy het weer 'n begeerte om te doen binne God se wil en te leef binne God se wil. Het hy nog al die ander wat sy pa vir hom agterweë laat, sy geleerdheid en sy selfoon en sy rykdom en sy sport en al sy goeders, het hy dit nog? Ja, hy het dit. Is dit sy alles? Nee, wat is sy alles?
God en God se woord is sy alles. Dis waar hy terug is. En dis kyk sy gesig. Sy gesig het verander van daardie ou aaklige hartseer en mismoedig en 'n kindjie wat net oor niks tevrede is. En hy het alles. Dat hy verander na God se rykdom, God se heerlikheid, God se werk wat in sy lewe plaasgevind het. Nou wil ek vanaand vir julle vra, liewe vriende, watter pa en generasieverhouding dink julle is die ideaal? Watter pa sou jy wou wees of ouer? Nommer 1. Watter kind of een sou u wou wees? En watter generasie sou u wou hê moes dit nou oorgaan? 2, 3, 4, 5, 6. Ons wil graag hê dat dit daardie plek wees. Sorry, ek het nou vergeet. Ons het nie die laaste een, ek wou die prentjie so sit. Ek het later daaraan gedink, jammer, om te mag sê dat ons ideaal moet wees. Dat ek en u, ons het nou dalk nie al daardie dinge, maar dat ek en u mag wees, die eerste generasie, wat dit vir ons kinders mag gee, dat hulle God so sal lief hê, dat hulle dieselfde opgewondenheid mag hê, en alles wat ons hulle mag bied, dat God nog steeds die nommer 1 in die hart sal wees. Dat God nog steeds nommer 1 sal wees. En die volgende generasie wat ons dit mag oordra en vir hulle gee. En ek wil vir u sê, ek en u as gemeente, kinders van God, het 'n generasie waarmee ons mag deel en moet deel. En al het jy nie kinders nie, al is hulle uit die huis uit, al is hulle getroud en thank goodness, hulle is uit my sak uit, of wat die situasie mag wees, jy het 'n generasie binne die huis van die Here, en ek sluit hiermee af, ek wil net dit vir julle lees. Jy het 'n verantwoordelikheid vir die volgende generasie binne die huis van die Here. As jy dan na jou kinders kyk en jy sê, Here, ek het my God gegewe opdrag volbring vir hierdie generasie. Jy het nog werk. En dit is Titus 2. Titus 2 praat met ons as gemeente. Die ou manne, julle moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Ek sê altyd vir my vrou, dis die enigste plek waar ek met die dames so mag praat. Julle ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heilige betaam. Geen kwaadspreeksters, of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Vers 4. Hier kom gee die Here vir ons die opdrag. Hoekom moet ons hierdie standaard wees, ons as manne en vroue? Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Aan die manne, vermaan die jong manne, net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks sleg kan hê om van julle te sê. Liewe vriende, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor 'n volgende generasie, wat ons nie moet pamper, naagvoer tog die ou bloedjies. Nou, ons gaan nie vir hulle die woord gee nie, ons gaan nie vir hulle oprig en sê, kom, jy moet God lief hê, kom by die tafel, ons gaan saam Bybel lees, kom na die huis van die Here, daar's 'n verantwoordelikheid, daar's onderling byeenkoms, ons moet by die huis van die Here saam wees, vanaand, Sondagoggend, Woensdag. Ons dink, ons weet nie onsself, ons het ook kinders met eksamens en alles, maar ons onderrig en maak vas. Daar's sekere tye, jy moet klaar leer, en daar's 'n verantwoordelikheid vanaand. Leer en onderrig 'n generasie om God eerste te stel, God die sentrale te stel. Mag ek en u daarin die Here soek, mag ons die Here vashou, liewe vriende. Daar's 'n generasie in Veldrif binne die gemeente, daar's 'n generasie
rondom jou, en ons moet 'n nalatenskap los. Ons moet iets los, dat hulle mag weet, hulle het God lief. Mag die Here vir u help. Mag hy elkeen van ons seën. Amen. Kom sit net so dan by ons die hoofde. Here, ons dank U vir U genade. Here, wanneer ons dink aan die oordra van die een generasie na die volgende generasie, Here, dan dink ons, dit is so geweldig. Ons dink aan hartseer en ellende en wat ook al. Maar Here, dan weet ons wil eendag met U ontmoet en ons wil weet, ons was trou aan die God gegewe opdrag om oor te dra, om oor te gee na volgende geslag, na volgende generasie, wat God sal lief hê, wat God sal dien, toe te rus en voor te berei om volwasse manne en vroue te mag word, nie net in 'n samelewing daar buite in die Here, maar in die geloof, om U te eer, om U te dien. En ons wil vir U kom vashou, Here, dat U elke een van ons wat hier teenwoordig is vanaand, elke een hier van Weskus gemeente, Here, dat U vir hulle sal toerus, dat U vir hulle 'n liefde sal gee vir 'n generasie wat mag volg. Ja, party, dalk 'n generasie wat hier in 'n ouer ouderdom groep mag wees. 40, 30. 'n volgende generasie van 20, 18. 'n volgende generasie wat moet oorgee vir die ou kleintjies. Maar Here, dat elkeen van ons in ons volgende generasie sal inbou, sal ywer, sal lief hê. En ons hou U vas daarvoor. Here, ons dank U. Eer U vir die genade. Mag U vir ons seën. Ons bid, Here, vir die seën oor die gemeente, oor hulle werk. Ons bid aan vir die week se verrigtinge, dat U in alles sal seën. Ons eer U daarvoor. Amen. Ons bid om die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die soetopsoekende gemeenskap van die Gees van God, wees en bly met die een en elkeen, totdat Jesus weer mag kom.